Ons fokus vandag op antibiotika en hoe om dit veilig en verstandig te gebruik. Dr. David Hyams kuier vanoggend hier om 'n paar vrae te beantwoord en natuurlik ook wenke te gee hoe om dit reg te doen. Dok, goeiemôre. Môre Pieter. Ek is so bly jy's daarom al so bekende gesig hier by ons, hoor. Ja, ek voel asof ek deel van die span is. Baie dankie. Jy hoef nie so te voel nie, jy is. Baie mense sê ook deesdae jy moet antibiotika heeltemal vermy. Is dit waar? Is dit nie waar nie? Is dit 'n mite? Nee, daar is definitief 'n mite. Ek meen van dit penicillin ontwerp is of ontdek is in 1928, is daar redelik baie lewens gered en ons lewensverwagting baie verleng, ek dink deur die gebruik van oordeelkundige gebruik van antibiotika. En wanneer is antibiotika regtig nodig dat dit sal werk en wanneer is dit nie nodig nie? Ja, so antibiotika werk net teen bakterieë. So meeste van ons gewone siektes soos 'n verkoue en 'n hoes en 'n keelseer en 'n loopmaag en sulke goedjies is maar virusse, so dit sal definitief nie werk vir dit nie. En dis wat baie mense nie besef is, dit is net spesifiek vir 'n bakterieële infeksie en nie 'n virusinfeksie of 'n parasietinfeksie of 'n swaminfeksie nie. Dit is vir my baie interessant, want ek het nogal baie mense gehoor wat sê nee, ek het nou verkoue of dit of dat, ek moet op antibiotika klim. So dit doen dit eintlik verkeerd. Nee, verseker. Ek dink dit is maar wat ons probleem was in die laaste paar dekades, is mense het onnodig antibiotika gebruik en nie reg gebruik nie. En dis waar ons dalk 'n bietjie kan praat oor die weerstandige issue en goed 'n bietjie later ook, ja. Nee, maar jy moet maar asseblief terwyl dit nog in 'n ou se gedagtegang is, laat ek hoor, jy weet, ek wil ook weet wat gebeur presies in 'n ou se liggaam as jy dit gebruik. Nee, ek dink as jy wel 'n bakterieële infeksie het, dan die hele rol van die antibiotikum is om daai bakterieële wand af te breek en die DNA van die bakterieë te versteur dat hy nie kan verder vermenigvuldig nie. En dan neem jou eie immuunstelsel oor om die res van die infeksie te veg. So dis wat gebeur in jou liggaam. Jy weet basies, maar dit gaan obviously jou virus en jou som het heeltemal 'n ander struktuur wat nie, enigstens beïnvloed word deur antibiotika nie. Jy sien, dit is hoekom julle ouens al die papiere het en die jare swat en dan nog deurlopend die ding doen. Want ek sien net hierdie oorlog wat binne in 'n ou se liggaam plaasvind, jy weet, in jou darmstelsel en. Hoekom is dit ook belangrik om jou kursus te voltooi al voel jy beter? Ja, ek dink dit gaan oor dat jou antibiotika, obviously met al die navorsing, 'n sekere konsentrasie in jou lyf moet hê vir 'n sekere tyd om daai bakterieë dood te maak. So as jy nie lank genoeg te drink en jy drink nie die regte doserings nie, dan kan 'n mens maar obviously nou nie daai kiem doodmaak nie. Jy slaan hom dalk plat, maar jy maak hom nie dood nie. En interessant, saam met dit ook, hulle sê dit dra by tot antibiotika weerstand. Right. So met ander woorde, raak jy nou te gewoon daaraan en dan het dit nie meer die effek nie. Dis presies dit, want dis nie jy self wat weerstand opbou, maar die bakterieë self ontwikkel meganismes om, basies die antibiotikum teen te staan. So daar is sekere ensieme wat hy kan ontwikkel en dit maak dat die antibiotikum nie meer effektief is nie. So dit is eintlik die bakterieë wat nou homself beskerm. 'n Mens moet tog ook vir jouself sê, as jy die hele tyd 'n medisyne gebruik of in hierdie geval die antibiotika en dinge raak nie beter nie, dan moet jy ons maar verder gaan delf, of jy moet met jou geneeskundige dan ons nou oordeelkundig die ding gaan bekyk en beloer, dat jy net nie die hele tyd op dieselfde pille bly nie. Nee, verseker. Ek dink ons probeer altyd, nie dieselfde antibiotikum in die laaste 3 maande gebruik, en dit help ook meer, om weerstand te verhoed ook. So wat gebeur met jou liggaam as jy nou besig is om nog steeds aktief te wees en te oefen en jy's nog ook op die antibiotika kursus? Ja, ek dink dis maar ook 'n bietjie van 'n misverstand, want mense dink as hulle op antibiotika is, mag hulle nie gaan oefen nie. Dis letterlik net as jy 'n ernstige virale infeksie soos 'n ordentlike influenza of 'n griep, waar jou rustende hartspoed baie hoër is as wat dit moet wees, en dan om te gaan oefen kan jy maar hartspieraantasting en sulke goed kry. Obviously, as jy siek is, moet jy dit maar rustig gevat dat jou immuunstelsel kans kry, maar dit gaan nie oor die antibiotika gebruik nie. Ja, so jy is daarom gesond genoeg, so minder nie daai verskoning weer gebruik van, jy weet ek is op antibiotika. Dok, sê dit gou vir my, jy het al baie keer by ons kom kuier uiteraard, waar kan mense vir jou kry, waar kan hulle bietjie by jou kom kuier, as hulle ook bietjie meer wil uitvind of net gesond wil raak? Nee, daar sê baie dankie, my hoofpraktyk is in Menlyn Mines, Central Square, daar in Menlyn.
So die webtuiste is maar www.himsdoctors.co.za en dan obviously jy weet ek dink daar het ons nou obviously die travel kliniek ook wat ons nou al die reismedisyne wat ons oor gepraat het, maar enigiets wat GP verwant is ook, ja, hanteer ons. Vreeslik baie dankie vir daai blik wat jy vir ons gesit het op die gebruik van antibiotika. Nou ja, van die mediese veld oor na die sportveld. Arnold gesels net hierna met die uitvoerende hoof van die Vodacom Bulls. Bly ingeskakel want hier gaan die dinge gebeur. Ek hou altyd van die sport en die sports saam met Arnold.